Betta. Ek hoop dit gaan goed. Baie welkom in my Male se braaikamer. Julle weet dis waar dit gebeur op 'n Sondagoggend. Okay, so ek is so bly ons kan weer mekaar wees. Ek hoop dat Kersfees baie lekker was, dat julle baie lekker tyd met julle familie spandeer het en dat dit 'n goeie rustyd vir julle is. Voordat ons vanoggend se diens begin, kom ons bid net. Dankie Here Jesus dat ons saam kan kom as 'n kerk en as 'n familie om die TV en vanoggend se diens kyk, Here. Ek kom bid en vra dat U so teenwoordig sal wees, Here. Kom werk met ons vir terwyl die preek aangaan, Here. Praat met ons harte, Here. Ek kom bid en ek kom vra dat soos wat ons nou bid, elkeen net agter my aan sal bid en net sal sê, Here Jesus, ek maak my hart nou oop vir dit wat U vir my wil sê. Here Jesus, kom saai U saad op my hart. Dankie Heilige Gees, dat U teenwoordig is, dat U die rigting aangee en dat U in beheer is teen alle tye. Kom seën ons vanoggend. Ek bid en vra dit in Jesus naam. Amen. Okay, so, terwyl ek besig was om te bid oor vanoggend, het ek Tetris gesien. So jy kry hierdie blokkies wat nou afkom en jy kan nie beheer wat se blokkies afkom nie. Jy beheer waar dit gaan en dan soos wat jy speel, obviously is die punt om rye te eliminate, né? En as jy dit goed gedoen het, dan het jy 1 ry gedoen. As jy soos boss level het jy 2 of 3 rye wat jy op dieselfde tyd kan elimineer. En ek is soos, Here, okay, dit is nou 'n interessante prentjie. Wat wil U vir my sê? En man, terwyl ek net met hom praat daaroor, beleef ek net hoe die Here is, soos hy is in beheer van die Tetris wat ons lewe is. Ons weet nie wat se blokkie volgende gaan kom nie, maar as ons in vertroue en in gehoorsaamheid saam met hom beweeg, dan slaat hy die blokkies in op presies die regte plek en op die ou einde kom hy en hy elimineer die goeders wat hy wil elimineer. Dit gebeur nie altyd dadelik nie nou. En dis bietjie wat ek vir oor vandag wil praat is, God is in beheer. En ons het nou hierdie jaar al verskriklik baie, hierdie is die laaste diens vir die jaar, vir die jaar 2025. En die Here het hierdie jaar al baie met ons gepraat oor vertroue, oor nie terugdraai nie, oor ons identiteit, oor verskriklik baie dinge en 'n wye dinge. Nou, een van die goedjies wat die Here verskriklik hard op my hart druk en ek hoop hard op jou hart druk, is, dis een ding, julle sal hoor, ek sê dit ook gereeld, dis een ding om God te hoor op 'n Sondag, dis een ding om in die kerk te sit en die diens by te woon, dis een ding om God te verstaan en te weet wat die antwoord is, God is liefde, dit is Jesus is altyd die antwoord, daai goedjies. Dit is 'n hele ander ding om dit te lewe. En wanneer ons in hierdie plek is waar ons God moet vertrou vir die volgende stappie, wanneer ons hom moet vertrou, want die dalk kom 'n blokkie in en ons verstaan nie regtig hoe hierdie prentjie bymekaar kom nie, dis wanneer dit moeilik is, en dis wanneer ek sê, dis wanneer die tekkie die deurslaat, nee, dis wanneer ons regtig dit wat ons sê, moet kan back up met vertroue, en dis bietjie wat ek vanoggend oor wil praat. Wat is belangrik om te moet weet en te verstaan, en as jy dit nie weet en verstaan nie, dis een van daai dinge wat jy net moet aanvaar, nê? Daar's sekere goeders in hierdie lewe wat jy moet aanvaar. Daar is nie om verby dit kom nie. Een van die goeders wat mens net moet aanvaar, is dat ek vind nou 'n stupid grapie maak, dat daar altyd verkeer gaan wees. Ek sit nou in die Kaap en ons baie verkeer hierso. Dis nie noodwendig Bethel se realiteit nie, maar die Kaapse realiteit is dat daar altyd flippend verkeer is, nê? Maar daar waar jy iets doen, elke aksie het 'n reaksie, nê? Dit is nou maar net, Newton is nou maar net een van die goeders wat ons aanvaar. Dit is wat dit is, daar is nie jy kan stry soveel as wat jy wil, dat dit nie 'n waarheid is nie, maar dit is 'n waarheid, nê? Gravitasie is 'n waarheid. As ek my foon se cover laat val, dan gaan hy val. As ek hom daar sit, gaan hy val, nê? Ek wil nou mooi, hy gaan val.
dit gebeur. Ek kan nie om daai kom nie. Ek kan nie verby dit kom nie. Daar is net goed wat so is. En dieselfde met die Here, nê? Daar is 'n paar goedjies wat net jy moet dit net glo en jy moet net vertrou dat dit die waarheid is. Blindelings en hy is getrou en hy kom antwoord ons, maar daar is 'n plek waar ons net goed moet glo en goed verstaan. En ons gaan so 'n bietjie in dit ingaan vandag, want dit is een van die boublokkies vir hierdie stelsel van hoe vertrou ek God in hierdie tyd. So kom ons gaan in, julle gaan nou verstaan wat ek bedoel. Ek het terloops ek in die week David die fliek, dis 'n nuwe animation fliek gaan kyk. Doen jouself 'n guns en gaan kyk dit. Dis ongelooflik goed. En baie van wat ek vandag sê, was vir my so cool in die fliek, want ek het daar gesit en ek was soos, yes, ja, dis hoe dit, hulle beeld dit verskriklik mooi uit. Daai vertroue. Dis 'n goeie prentjie om te hê in jou kop as 'n verwysing vir wanneer jy deur 'n ding gaan. Okay, so my titel vandag is God is in beheer. Hy speel Tetris. Jy beweeg in gehoorsaamheid saam met hom in die Tetris speel. Maar hy speel die Tetris. Okay. En jy moet hom toelaat om die Tetris te speel. Wanneer jy beheer vat van die game, dan gebeur nog goed. Jy gaan die dingetjie laat land waar hy moet laat land. As hierdie blokkie nou hier moet inkom en God is in beheer, God sê gaan hierso en jy sê okay, yes, maar ek is nou wil nou in beheer wees, ek wil hom hierso sit, dan gaan hy hier land. En die konsekwens van daai is die volgendes wat gaan kom, gaan moet om hom werk wanneer ons dit in ons eie hande vat. Nou dit gebeur baie keer dat ons iets in ons eie hande gevat het. En God is goed, hy werk om dit. Hy laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. However, die feit bly staan, daai blokkie gaan daar wees en jy gaan moet harder werk om die goeders om hom te laat sit sodat hy eintlik op 'n plek kom waar God hom kan elimineer, né? So onthou, God speel die Tetris. God is in beheer. Jy is in gehoorsaamheid saam met hom besig om te beweeg. En partykeer verstaan jy nie waar al die blokkies gaan en hoekom hy 'n sekere blokkie op 'n sekere plek sit nie, maar jy moet vertrou dat hy in beheer is, dat hy beter weet, dat hy soewerein is en dat hy jou beste belange in die hart het. Dis een van daai goeters soos wat gravity is. Jy kan nie om daai kom nie. God is soewerein. He is sovereign. Dit is wat hy is. Hy is buite tyd, nie afhanklik van ons nie. Hy sien die volle prentjie. Hy is goed. Jy moet dit net vertrou. Daai kan jy nie verbykom nie. Ons kan nie verby daai stelling kom nie. Dit is 'n waarheid, soos wat gravitasie 'n waarheid is die feit dat God in beheer is en dat hy soewerein is 'n waarheid. Nou as niemand nog ooit vir jou gesê het, "Skus, ek is jammer," jy moet weet dat God soewerein is en dat wat sy wil is gebeur nie. Dan is ek jammer, maar dit is die waarheid. God is soewerein, nie ek en jy nie. Okay. Voordat ek myself nou vooruit gaan, ek het baie skrif vir ons vandag, want ek wil gehad het, jy moet skrif hê, wat jy kan neerskryf op 'n muur as jy moet, maar skrif hê wat jy kan vat en sê, hierdie gaan ek sê totdat ek dit glo, né? So hoe bly ek getrou wanneer ek nie verstaan nie? So Psalm 9 vers 8 sê, maar die Here regeer vir altyd. Sy troon het hy vir regspraak ingerig. Psalm 103 vers 19 sê, die Here het sy troon in die hemel gevestig. Hy heers oor alles. Dit is 'n basiese boublokkie wat jy moet weet, verstaan, glo, vertrou. Dit is wat dit is. God is in beheer, hy het sy troon bevestig, hy heers oor almal, gevestig, die hemel gevestig, hy heers oor almal, hy regeer vir altyd en sy troon is die plek waar dit is. Dit is wat dit is. Ons kan nie verby daai boublokkie kom nie, né? So ek het hier vir julle geskryf, ons leef in 'n wêreld van onmiddellike bevrediging, né? Immediate gratification. As ek lus is vir McDonald's, is bietjie moeiliker in bed al. Julle verstaan actually delayed gratification meer as wat die res van die wêreld doen. Maar as ek lus is vir McDonald's, dan ry ek by McDonald's in binne 10-15 minute as daar nie 'n tou of 'n lyn is om in te kom nie, kry ek wat ek nodig het. So, né? Ek hoef nie te wag nie. As iets nie dadelik gebeur nie, raak ons frustreerd, né?
As God nie vinnig ingryp nie, begin ons twyfel of hy nog werk, of hy nog goed is, of hy nog sien. Maar die Bybel leer ons dat God nie hastig is nie. Die vraag is nie of God in beheer is nie, die vraag is hoe bly ek getrou terwyl hy werk. Okay, hy is in beheer. God is soewerein, al sien ons dit nie altyd nie. Okay, Psalm 115 vers 1 tot 8, ek het vir julle 'n lekker stukkie daar neergesit. Maar daar staan, nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan u naam kom toe die eer op grond van u liefde en u trou. Waarom sou die nasies dan sê, nou waar is hulle God? Maar ons God is in die hemel en hy maak soos hy wil. Alle afgode is van silwer en goud, deur mense hande gemaak. Hulle het monde, maar hulle praat nie. Hulle het oë, maar hulle kan nie sien nie. Hulle het ore, maar hulle kan nie hoor nie. Ook het hulle neuse, maar hulle kan nie ruik nie. Hulle het hande, maar hulle kan nie voel nie. Hulle het voete, maar hulle kan nie loop nie. Hulle kan nie eers geluide maak met hulle kele nie. Hulle maker sal net soos hulle afgode wees. So ook almal wat op hulle vertrou, nê? God is soewerein. Okay, hy is in beheer en hy kry al die troon, nê? Al die al die eer. Okay. Jesaja 46 vers 9 tot 10. Dink aan wat lank gelede gebeur het. Ek is God. Daar is geen ander nie. Ek is God. Niemand is soos ek nie. Ek maak bekend wat gaan gebeur nog voor dit gebeur. Wat ek besluit, voer ek uit. Wat ek wil, doen ek. Ons kan nie verby hierdie boublokkie kom nie. En as jy vandag vir my sê, daar sit vir my sê, Tanya, ek weet nie, ek twyfel oor hierdie, ek het vrae oor hierdie, dis 100%, jy kan nie. Ongelukkig, soos gravitasie, jy kan vra hê oor gravitasie, jy kan vra hê oor die feit dat hierdie ding gaan val, jy kan wees soos, ek verstaan nie hoe dit werk nie, want ek doen nie, ek weet nie hoekom dit so sou werk nie, jy kan al daai vrae hê, dit verander nie die feit dat dit daar is nie, en dat ons elkeen aan die wet van gravitasie gehoorsaam, nê? Ons het nie eintlik veel van 'n keuse nie, dis nie dat jy nou vandag soos, ek gaan gravitasie nie gehoorsaam nie, nee, so moet dit ook wees met God se soewereinheid. As ek kan nie in 'n plek kom waar ek is soos ek vertrou nie dat God in beheer is en sovereign is en dat hy nie hierdie het nie. Ek kan dit dalk vra daaroor, nê? Dis heel vra is vry. Ek kan dit doen. Ek kan ewen sê, yes, ek wonder oor hierdie of dit maak nie vir my sin nie en ek kan vir God vra en met hom daardeur werk. Maar dit verander nie die feit dat hy in beheer is nie, dat hy God is nie. Wat hy besluit, voer hy uit. Wat hy wil doen, doen hy. Klaar. Of ek het nou verstaan en of ek dit nie verstaan nie. Al wat ek kan doen is, ek kan hom voor hom kom en sê, God, ek eer u. Alle eer kom vir u toe, Here. Ek kom sit by u voete, Here, en ek weet u is in beheer. Ek weet wat u wil doen, gaan u doen, Here. Ek wil saam met u werk. Ek wil saam met u hierdie doen. Ek wil saam met u beweeg. Dis al wat ons kan doen, nê? God se soewereinheid beteken hy is nie afhanklik van ons begrip nie. Hy word nie verras deur ons omstandighede nie. Hy verloor nooit beheer nie. Spreuke 19 vers 21 sê 'n mens kan soveel planne maak, maar op die ou einde gebeur wat die Here besluit het. Wanneer ons geloof begin by wat ons verwag God moet doen, skuif ons hom van koning na helper. Die Bybel nooi ons om hom te vertrou vir wie hy is, nie vir wat hy doen nie, nê? Dan ons het hier oor hierdie gepraat. God se tyd is nie ons tyd nie. Okay. Jy wil dalk hê daai blokkie moet nou geëlimineer wees. Want jy hou nie van hom nie, dis moeilik, dis nie vir jou lekker nie, jy wil nie in hom sit nie. Dit is nou al 5 jaar, ek weet nie 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar, hoever lank jaar en hierdie flippin blokkie wil net nie weggaan. Hierdie rytjie bly daar. Vir wat ook al rede is God soewerein. Hy is in beheer en al wat ons kan doen is hom vertrou, hom eer, hom aanbid in die tydperk totdat hy daai rytjie elimineer, né? Prediker 3 vers 1 sê, daar is 'n vaste tyd vir alles. Elke ding onder die son het sy tyd. Ons het al daaroor gepraat. Prediker 3 vers 11, ek gaan 'n bietjie aan, ek het nou nie julle ding weer vir julle gegee nie. Dan sê die skrywer, my seun, moenie dit verontagsaam wanneer die Here jou reg help nie. Moenie jou verset wanneer hy jou teregwys nie. Moet nie wanneer God vir jou sê hierdie is eerder hoe jy dit moet doen. Moenie dan vir hom sê,
moenie dit verontagsaam nie. Bly by hom, al is dit nie vir jou lekker nie, al is dit soos, Jesus, Here, ek sit nou al vir 20 jaar met hierdie ding, ek wil nie meer met hierdie ding sit nie. Hou aan, hou aan, hou aan. Dis waar resilience kom, en ons het bietjie oor hierdie gepraat, en ek weet ek het nou al 'n paar keer oor dit gepraat. Hier loop, ek het nou hierdie fooncover, het nie geweet dat hy 'n prop gaan wees nie, maar hy is 'n prop vandag. Hier is jou pad, en hierso is hierdie moviese boulder, né? Hier stap jy. Nou jy kan stap, en jy kan op hierdie ding val, en net daar gaan lê, en net wees soos, okay, Here, ek het nou opgeval. En dis 'n groot ene, en jy is geregverdig dat jy mag daar lê. En jy is soos, dis sleg. Maar as jy nie al 'n rukkie, as jy nie al deur 'n ding is nie, as jy nog nie soos karakter gebou het in hoe jy deur 'n ding gaan nie, dan gaan jy daar bly lê, né? Maar wat ons wil doen is soos, hier tref hierdie ding jou, en jy dalk soos 'n oomblik, jy dalk soos, Here, hierdie is moeilik. En jy dalk is jy soos, verstaan Here, hoekom lê ek nou hier so? Ek wil nie hier lê nie, hier is nie nodig nie, whatever. Jy klaar vir 'n rukkie, en dan staan jy op, en dan sê jy soos, okay Here, hierdie ding het nou gebeur. En dalk is dit 'n pakkie wat ek nou saam met my dra, maar soos, wat moet ek met hierdie ding doen? En jy hou aan, jy hou aan, jy hou aan. Wat moet ek doen? Wat moet ek met dit doen? Jy hou aan stap, en jy hou aan vir hom vra, Here, wat moet ek met hierdie ding doen? Totdat hy vir jou sê, okay, cool, dis reg, jy kan hom nou neersit. Dan gaan jy aan. Dan het jy deur dit gewerk, jy het resilience opgebou. Resilience gebeur nie wanneer dit goed gaan nie, resilience gebeur wanneer dit sleg gaan, né? 2 Petrus 3 vers 8. Een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes. Vir die Here is 1 dag soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos 1 dag. 20 jaar, wat is dit? In sy tyd, wat is dit? Wat vir ons soos veragting voel, is vir God voorbereiding. Wat vir ons soos wagtyd voel, is vir God vorming. Okay. 2 Petrus 3 vers 9. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte terugkeer. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte terugkeer uit soos party mense dink nie. Nee, hy wag geduldig ter wille van hulle. Hy wil nie hê dat sommige verlore gaan nie, en daarom gee hy meer tyd dat almal tot inkeer kan kom. God se tyd is nie traagheid nie, dis wysheid. Okay, daai moet ons weet. Nommer 1, God is soewerein. Boom. Sy tyd is die tyd. Boom. Jy kan nie verby daai kom nie. Jy kan vra, jy kan al die goedes doen wat ons nou al gepraat het, maar jy kan nie verby daai kom nie. Dit is die waarheid, dit is wat dit is. Dit moet jy glo, en as jy dit nie glo nie, gaan jy sukkel. As jy nie submit onder daai en sê, okay Here, ek verstaan nie wat hier aangaan nie. It's not making sense to me, but I will trust that you are good, and I will trust that you are God, en ek gaan aanhou om U te glo, en ek gaan aanhou om U te eer, en ek gaan aanhou om vir glorie te bring, al verstaan ek nie, en ek gaan aanhou, ten spyte van, gaan jy sukkel. Jy gaan baie sukkel. Jy gaan baie vra, jy gaan nie antwoorde kry op jou vrae nie, en dit gaan jou nie bevredig nie, want niks gaan jou bevredig, behalwe om dit voor Jesus se voete neer te kom lê en te sê, Here Jesus, ek verstaan nie, maar ek weet U verstaan, en ek vertrou U. Ek vertrou nie karakter, U is God, né? Wanneer God stil lyk, is hy nie afwesig nie. Okay, ek het vir julle baie skrif hierso gegee. Habakuk is flipping cool. 1 vers 2. Here, hoe lank moet ek nog roep om hulp? Nee, dis nie jy wat net dit vra nie. Daar's baie mense in die Bybel wat dit gevra het. U luister nie na my nie. Geweld roep ek baie hard, maar U red my nie, né? Hoe dramaties, ek love it, né? En dan verder aan in Habakuk 2 vers 20. Die Here in sy heilige tempel laat almal op aarde stil wees in sy teenwoordigheid. Okay. Dis daar, Habakuk 2 vers 3. Die dinge wat ek beplan, gaan nie nou dadelik gebeur nie. Stadig maar seker breek die tyd aan wanneer die visioen sal waar word. Wag geduldig, al voel dit of dit stadig gaan. Wees seker, dit gaan gebeur. Dit sal nie onnodig talm nie. Julle, hierdie staan in die skrif. Ons moet net 'n bietjie gaan sit by die skrif, né? Dit staan daar. Hierdie was nou spesifiek vir Habakuk, maar Habakuk verstaan ou. Hulle hierso sê hulle asseblief, Here, hoe lank moet ek nog wag? Asseblief. En die Here antwoord en sê, dinge wat ek beplan gaan nie nou dadelik gebeur nie. Dit gaan, maar wag net vir my. Raak net maar 'n bietjie rustig, né? God se stilte beteken nie God se afwesigheid nie. Dit beteken hy werk op 'n dieper vlak as wat ons kan sien. Psalm 40 vers 20. Nou Dawid is 'n ander ou wat weet van God se timing, né?
Ek het met hinkering op die Here gewag en hy het na my afgebuig en my geroep gehoor. Dawid verstaan van timing. Dawid verstaan van nie dadelik jou belofte kry nie. Hy was baie lank gesalf voordat hy eintlik in sy koningskap ingestap het. Baie lank. En dit was sy reg om dit te hê, nê? Maar dit was nie sy tyd op daai tyd nie. Hy verstaan dit en Dawid sê, ek het met hinkering op die Here gewag en hy het na my afgebuig en my geroep gehoor. Hy hoor jou geroep, dalk nie in jou tyd nie. Die woestyn is God se vormingsplek. Die woestyn is waar God se teenwoordigheid konstant is. Selfvertroue afsterf en waar afhanklikheid gevorm word. Deuteronomium 8 vers 2-3 sê, onthou die hele pad waarlangs die Here jou God jou 40 jaar lank deur die woestyn gelei het. Dit was om jou nederig te maak en jou te toets om te sien wat regtig in jou hart aangaan en of jy sy gebooie sal gehoorsaam. Hy het jou nederig gemaak deur jou te laat honger ly. Hy het jou toe manna laat eet, kos wat jy en jou voorouers nie vroeër geken het nie. Hy het dit gedoen om jou te leer dat mense meer as brood nodig het om van te leef. Ware lewe vir die mens kom van elke woord uit die mond van die Here. Dit staan in die Bybel, Deuteronomium 8 vers 2-3. Dis wat daar staan. Hy vat ons deur die woestyn. Die woestyn is waar hy ons harte toets, waar hy sien of ons hom sal gehoorsaam, al is hy in 'n woestyn. Julle en hierdie mense het deur 'n fisiese woestyn gegaan. Ons gaan net deur 'n woestynperiode, nê? Nee, 'n periode waar dit stil voel en waar dit sleg voel en waar dit intens gaan. Hulle was regtig in 'n woestyn vir soos lank, 40 jaar. Vir 40 jaar het hulle in 'n woestyn rondgeloop. En God het vir hulle gesê, "Hey, wag vir my. Onthou, hierdie is hoe jy deurgegaan het." Hy het hulle 40 jaar op 'n journey gevat wat 7 dae moes gevat het. Omdat hulle in die begin nie gehoorsaam was nie. Omdat hulle harte verhard het. Hy het hulle uit Egipte uitgevat en toe hy besig was met Moses, toe bou hulle die kalf en hulle sê, "Nee, vat ons terug Egipte toe, vat ons terug Egipte toe, vat ons terug Egipte toe." En God het gesê, "Nie een van julle sal die beloofde land sien nie." En hulle het nie. Die konsekwens was 40 jaar in die woestyn. En nie een van hulle het dit gesien nie. Min van hulle het dit gesien. Moses het dit nie gesien nie. Die enigstes was Caleb hulle en Joshua. Dis al. Dis al. God is soewerein. Hy kan doen wat hy wil. Eksodus 13 vers 21. Gedurende die dag het die Here vir hulle die pad gewys met 'n hoë wolkstapel wat voor hulle uitgegaan het. Gedurende die nag het 'n wolk waarin vuur was vir hulle lig gegee. So kon hulle bly trek of dit nou dag of nag was. Hy was saam met hulle in daai woestyn. Daai wolkkolomme was daar gewees, die vuur was daar gewees. Hulle skoene het nie leeg geraak. Nie leeg. Hulle skoene het nie opgeraak nie. Hy was daar. Net nie so wat hulle wou gehad het nie. Eksodus 13 vers wag, ek het dit op dubbel gesit. Ekskuus. Ons moet verstaan, God is in beheer. En as hy jou deur 'n tyd vat waar dit vir jou voel asof dit 'n woestyn is, asof 'n ding nie breek nie, asof jy nie deurbraak kry nie, al wat jy doen is die prentjie wat ek sien is letterlik 'n soldaat wat die oomblik wat hy sien, hy's nou hier in hierdie woestynperiode, dan vat hy alles wat hy weet. Hy trek sy hele gear aan, sy hoed, die helmet van verlof, alles, trek alles aan, alles wat hy het, alles wat hy weet, trek hy alles aan, en hy sit sy kop neer en hy sê, "Okay, Here, let's go." Ek vertrou nie op wat ek sien in hierdie woestyn nie, ek vertrou op wat U vir my al gegee het, ek vertrou op die waarheid wat U vir my al gegee het, en ek sal aanhou om Tetris te speel, en dat daar blokkies afkom, maar hierdie rytjie flippend gaan nie weg nie, ek sal aanhou, en ek gaan nie ophou nie, nê? So God gee, ek het nou, dis die prentjie wat ek sien. Jy wat letterlik al jou kennis vat, en you put it to test. Everything you've learned, he puts to test. Kan jy met dit wat hy vir jou al gewys het, dit wat hy vir jou geleer het, kan jy met dit stap? Kan jy met dit worstel? Kan jy met dit beweeg
al sien jy nie die vrug van dit nie, sodat wanneer jy in die volgende seisoen ingaan, hierdie goed wat jy nou al, wat jy geleer het, dan is daai amper al soos 'n ou ene. Jy dink nie eers meer aan die feit dat jy hierdie amper aan het nie, nê? In die begin as jy 'n swaard kry of jy kry 'n ding en jy soos, "Jesus, ou, nou moet ek met hierdie ding loop en is lomp en ek weet nie lekker waar hy is nie en ek verstaan. As jy al 'n rukkie met hom gestap het, dan beweeg jy asof dit normaal is. Jy kan nie in die volgende seisoen ingaan as jy nog nie die oorwinning gekry het in die vorige seisoen nie. So as jy vir my sê, Tanya, hoekom het ek nie oorwinning nie, dan gaan ek vir jou sê, okay, cool, daar's een van 'n paar dinge wat dit kan wees. Nommer 1, het jy oorwinning, stap jy in daai oorwinning? Doen jy? Nommer 2, dalk is God besig om iets te doen, wie weet. Maar stap jy met dit wat God klaar vir jou gegee het, in oorwinning van alles wat hy al met jou gedoen het, sodat jy reg is om die volgende seisoen in te gaan, en dat jy nie worry oor hierdie goeders nie, dis al deel van jou, nê? Daar's 'n rede dat mense vir jou sê, jy gaan stap nie 70-80 kilos met skoene wat nie ingestap is nie. Hoekom? Jou voete kreseer. Jou voete is nie gewoond aan dit nie. Jou voete kan nie daai stap hanteer wat gaan kom as jy nie klaar dit ingestap het nie. So daar's 'n instapperiode. Okay. God gee roeping voor posisie. Ons moet dit verstaan. In ons wêreld gee ons posisie en ons posisie sê vir ons het 'n roeping. God werk nie so nie. Hy gee jou roeping en dan gee hy jou posisie. Later gee hy jou posisie, né? God vorm mense lank voordat hy hulle verhoog. Genesis 39 vers 21 was die Here ook met Josef. Hy het sy getrouheid aan Josef bewys deurdat die tronkbewaarder hom goedgesind was. 'n Bietjie verder in 23 sê die tronkbewaarder het geen bekommernis gehad nie, want Josef het oor alles toesig gehou. Die Here was met hom sodat hy suksesvol was in alles wat hy gedoen het. Dis in die tronk was hy sukses. In die tronk. Nee? Dis nie hierso in die grand time nie. In die tronk. 1 Samuel 16 vers 13. Terwyl Dawid daar tussen sy broers staan, neem Samuel die olie wat hy saamgebring het en gooi dit oor Dawid se kop uit. Van toe af het die gees van die Here kragtig aan hom gewerk. Daarna het Samuel na Rama toe teruggegaan. Verder, hier is vers 16 en nou gaan ons na 23 toe. Dawid het in bergskuilings in die woestyn en in die heuwelagtige landstreek van Sif gaan bly. Saul het hom gedurig gesoek, maar God het nie toegelaat dat Saul hom vang. Hy het letterlik in die woestyn gaan bly. Hy het nie deur 'n woestynperiode gegaan nie. Hy is gesalf as koning, hy is geregtig om as koning te wees. God se hand beweeg oor hom en Dawid moet in die woestyn gaan bly. In die fisiese woestyn. Ons gaan net deur 'n periode. Hy was in die fisiese woestyn gewees. Dan sê in die Nuwe Testament, né? Ons gaan nou net bevestig uit die Nuwe Testament. Lukas 16 vers 10. As jy in klein sake getrou is, sal jy ook in groot sake getrou wees. As jy selfs 'n klein bietjie oneerlik is, sal jy nie eerlik wees met groot verantwoordelikhede nie. Hoekom dink jy as jy nie getrou is in dit wat God nou vir jou gegee het nie, gaan jy getrou wees in dit wat jy wil hê hy moet jou invertrou nie? God doen iets nuuts, maar nie met die ou nie, nê? God se nuwe werk vra nuwe oorgawe. Ons kan nie ou vrese, ou beheer, ou patrone saambring in 'n nuwe seisoen nie. Jesaja 43 vers 19 sê, ek gaan iets nuuts doen. Dit het reeds begin gebeur. Sien julle dit nie? Ek maak 'n pad deur die woestyn vir my volk om huis toe te kom. Ek maak vir hulle vure in die woestyn. Lukas 5 vers 37 sê, en niemand gooi nuwe wyn in ou wynsakke nie, né? Nou sing ons, where there is new wine, there is new power, né? En ons sê, make me a vessel, make me an offering, né? Ons sing dit. Jesus, bring new wine out of me. Nou sê hy soos, laat gaan van daai. Jesus, bring new wine out of me. Nou sê hy soos, let daai neer. Jesus, bring... Ons fokus is op new wine. Daai was baie af. Op new wine. Dis waar ons fokus is. En God sê, laat gaan hierdie goeders. Ons sing. Ons kan nie die ou saam met die nie doen nie. Ons sing dit. Maar wanneer hy sê, laat gaan daai. Laat gaan daai, dan is ons nie, ek soek nie. Nee? 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, iemand wat aan Christus verbind is 'n nuwe skepping. Die ou dinge is verby. Kyk, die nuwe is hier.
jy moet die ou laat gaan. Wanneer daai blokkie disappear, then you let it go. Dan kan jy nie wees soos, in 19 wanneer was dit? Ek het so geklag so my pod in hierdie verskriklike snaakse ding, waar hy, toe ons in Engeland was, as ons by enige soos kerk of whatever was, waar hulle nou gesê het wat se Engelse dood is in die oorlog hier by ons nie, dan gaan kyk hoeveel van hulle dood is nie. Dan sê ek so, Steve, dis 100 jaar later. Dan sê hy soos, maar hulle is dood. Ons het hulle doodgemaak, want hulle het ons lande gevat, né? Baie dramaties. Dis 100 jaar later. 200, meer as dit, jaar later. Wat maak dit nog saak? Hoekom laat gaan ons dit nie? En dan raak ons kwaad vir ander mense wat nie goed laat gaan nie, né? Hoe bly ek getrou terwyl ek wag? God meet sy goedheid nie aan sy spoed nie, maar aan die kruis. Ons het laas daar gepraat. Die kruis. 1 Petrus 5 vers 7. Gee al julle bekommernisse oor aan God, want hy gee vir julle om. Spreuke 3 vers 5. Vertrou op die Here met alles wat jy het, moenie staat maak op jou eie insigte nie. Hebreërs 10 vers 36. Wat julle nodig het is om te volhard, sodat julle kan voortgaan om God se wil te gehoorsaam. Dan sal julle ontvang wat God beloof het. Julle sal ontvang wat God beloof het, wanneer julle volhard, sodat julle kan voortgaan om God se wil te gehoorsaam. Né? Galasiërs 6 vers 9, moet dus nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie tou opgooi nie, sal ons op die regte tyd oes. Jy moenie tou opgooi nie. Romeine 8 vers 36, net vir een keer jy gedink het ons nie besig is om skriftuurlik te wees nie. As God nie sy eie seun gespaar het nie, maar hom ter wille van ons aan almal oorgegee het, sal hy nie saam met hom ook alle ander dinge ook aan ons skenk nie. As hy nie eers sy seun gespaar het nie. Vir ons. Wat sal hy nie doen nie? Sy goedheid. Maar as hy nie eers sy seun gespaar het nie, wat laat jou dink? Dat hy nie jou deur die tyd gaan vat nie, of dat daar nie 'n tyd gaan wees waar dit moeilik gaan nie. So die vraag is nie, waarom gebeur dit nou nie? Die vraag is, sal ek God vertrou wanneer hy nie verduidelik nie? Getroue geloof sê, God is in beheer. God is goed. God is teenwoordig. God is besig. Selfs in stilte, selfs in wagtyd, selfs in die woestyn. God is soewerein. God is in beheer. God is goed. God is teenwoordig. Dit is goed wat jy nie om kan kom nie. This is gravity. It is what it is. En die vinniger wat jy jou knie buig voor die koning van konings en sê, Here Jesus, U is in beheer. Here Jesus, ek lê hierdie situasie voor U neer. Hoe vinniger jy die knie voor hom buig, hoe vinniger gaan jy die vervulling en die vrede kry wat hy vir jou gee, wanneer hy jou deur 'n tydperk vat. Okay. Psalm, en ek sluit af met hierdie, Psalm 37 vers 7. Wees stil in die Here en wag geduldig op hom. Moenie die mense beny wat op sy manier floreer, of jou verknies oor sy bose planne nie. Okay. Ek gaan vir ons bid en dan gaan ons dit afsluit. Dankie Here Jesus dat ek net kan bid en vra Here Jesus dat soos wat ons hierdie preek gehoor het Here, daar iets in ons harte sou gespring het oor die feit dat U soewerein is Here, dat daar iets by ons sal ontkiem, dat daar iets by ons sal loskom, dat daar iets by ons sal gebeur Here, dat ons knieë sal buig voor U almag, dat ons die knieë sal buig voor U soewereinheid Here, dat ons knieë sal buig voor U en ons knieë sal buig voor wat ook al gebeur en sê ons vertrou op God ten spyte van. Ons vertrou op God want ons weet hy is goed. Here, dat ons in gehoorsaamheid sal begin beweeg met U stem. Here, dat ons sal sien hoe ons alles vat wat U vir ons geleer het en begin om in oorwinning te stap. Here, en as ons stap en ons is soos, maar ons het nog die deurbraak gesien nie, Here, laat ons aanhou stap. Geef ons moed, Here, en daar waar mense is wat regtig op die laaste is, Here, kom bid ek dat U met hulle sal wees. Here, ek kom bid dat U hulle self sal openbaar aan hulle, Here. Here, maar dit wat U vir ons sê los, dat ons dit sal los, en dit wat U sê vat, sal ons vat. Here, U is goed en ons is lief vir U. Ek bid en vra dit in Jesus naam.
Julle moet 'n ongelooflike Sondag hê. As jy enige vrae het, bel my gerus. Ek wil hê hierdie jaar wat kom, 2026, dat ons dit 'n jaar maak waar ons nie goeders waar ons nie goed vashou wat neergesit moet word nie. Meer as dit, dat ons regtig in gehoorsaamheid met sy stem sal beweeg, want hy is goed. Okay, julle is awesome. Lekker week. Sien julle volgende week weer hierso. Dis die laaste aanlyn diens volgende week. Okay.